Goeiedag en welkom by ons Sondagdiens. Net hier vanuit Volle Kerk Lewende Woord Gemeente in Perm. Ons is dankbaar dat jy ingeskakel is om saam met ons die woord van God te verken. En soos altyd vra ons vandag, wat sê die woord van God vir ons in hierdie dag? In 'n wêreld vol onsekerheid en onrus, vra mense reg oor die wêreld, wat gaan aan? Is ons regtig in die eindtye? En wat beteken dit vir my geloof en my toekoms? So, ek het opwindende nuus. My boek, Hoe om te navigeer deur die eindtyd, is nou landwyd beskikbaar by al die toonaangewende boekwinkels, soos Exclusive Books, Bargain Books, P&A, Wordsworth en vele meer. Met meer as 360 vrae en antwoorde bied hierdie boek Bybelse insig oor kwessies soos die konflik in die Midde-Ooste, is dit profeties? Is die Israel van vandag dieselfde as die Israel van die Bybel? En watter eindtyd profeseë sien ons vandag reg voor ons oë afspeel? Gaan kry vandag jou kopie of vra jou boekwinkel om dit vir jou te bestel. Dit sal binne enkele dae op jou rak wees. En as jy Engels verkies, goeie nuus. Ons Engelse weergawe van die boek How to Navigate to the End Times is nou ook beskikbaar landwyd. En ons het ook 'n Engelse YouTube-program genaamd Did You Know op ons nuwe Engelse kanaal Raymond Lombard Teachings. Elke donderdag aand om 7:00 gesels ons daaroor Bybelse waarhede soos wat sê die skrif oor die eindtye, die Israel-Palestynse konflik en die geestelike betekenis van wêreldgebeure. So teken gerus in op ons Engelse kanaal Raymond Lombard Teachings en wees deel van hierdie kragtige reis deur die eindtyd profeseë. Maar nou, laat ons stil raak, ons harte oopmaak en ontvang die woord van God. Wees geseën. Vriende, vanmôre as ons na die woord van die Here toe gaan, my tema van die boodskap is, niemand is so blind as die een wat nie wil sien. Kyk, maak jou Bybel oop in Lukas 22, dan lees jy saam met my, dan sê jy verstaan hoekom sê ek dit. Die man wat dit die eerste keer ooit gesê het, was die Bybelkommentator Matthew Henry. Lees saam met my in Lukas 22 vanaf vers 63. En die manne wat Jesus gevangene gehou het, het hom bespot en geslaan, en hulle het hom geblinddoek en hom in die aangesig geslaan en hom gevra en gesê, profeteer wie dit is wat u geslaan het. En baie ander dinge het hulle lasterlik teen hom gespreek. En toe die dag word, het die oudstes van die volk, die owerpriesters en skrifgeleerdes vergader en hom voor hulle raad gebring en gesê, as u die Christus is, sê vir ons, en hy antwoord hulle, as ek vir u sê, sal u tog nie glo nie? En as ek u vra, sal u my tog nie antwoord of loslaat nie? Van nou af sal die Seun van die mens sit aan die regterhand van die krag van God. En hulle sê almal, is u dan die Seun van God? En hy antwoord hulle, u sê dat ek is. Daarop sê hulle, wat het ons nog getuienis nodig? Want ons het dit self uit sy mond gehoor. Tot sover. Vader, dankie dat ons vanmôre in hierdie gewyde atmosfeer saam vergader om die kosbare woord. Ons bid dat u die lieflike, heerlike, geseënde woord in ons harte sal vasmaak. Ons bid dat u verheerlik word deur die prediking en die oordeenking. En ons wil bid dat u oë wat geslote is sal oopmaak, harte wat blind is sal laat sien,
Open my oë, Here. Open ons oë, dat ons kan sien en verstaan. Ons bid dit, Vader, in Jesus naam. Amen. So vriende, niemand is so blind as die een wat nie wil sien nie. As jy klare besluit geneem het en jy weier om ongeag wat die getuienisse ook al is, nog steeds te weier om dit raak te sien. Die een ding wat my pla is, hier is 'n baie belangrike ding. En dit is, kan jy glo dat Jesus was nog nie eers offisieel verhoor nie? Deur niemand nie. Hy is nog nie eers offisieel skuldig verklaar deur niemand nie. En tog word die soldate toegelaat om dit op die spot te dryf en om te slaan. Hy is nog nie skuldig bevind nie. Julle weet wat ons wet sê. Eers as jy skuldig bewys is en jy skuldig verklaar, maar jy kan nie voor jy ondersoek is skuldig verklaar word. En hier spot hulle met Jesus omrede sy belydenis dat hy 'n profeet is, want die teks sê in Lukas 22, die teks sê dat hulle het hom geblinddoek, hulle slaan hom in die gesig en sê, profeteer wie u geslaan het. So as u 'n profeet is, soos wat u uitgee, u's 'n profeet, dan sal u mos nou weet, ons het u geblinddoek, ons slaan u met die vuis, profeteer wie's die name van die mense wat u slaan. Later, dan sou hulle met hom die spot dryf en vir hom 'n doringkroon op sy hoof sit, met 'n kleed aan, met 'n riet in sy hand, en hom spot, dat as hy 'n koning is, laat hy dan toon hy's 'n koning. Hulle val voor hom neer en bewys hulde spottenderwys. Die ironie van dit alles is, Jesus het vooruit reeds dit voorspel. Hier's die ironie, is dat die heidense Romeinse soldate dit aan hom sal doen. Jesus het dit reeds vooruit gesê. Byvoorbeeld, in Lukas hoofstuk 18, lees ons vers 12, Jesus sê, ek sal oorgelewer word aan die heidene en besmot en mishandel word, en op die 3de dag hy sal gegeesel word, hulle sal hom doodmaak, en op die 3de dag sal hy opstaan. So Jesus self sê, ek word oorgelewer aan die heidene, ek word bespot, ek word mishandel, daar word op my gespoeg. Hulle spieg op hom, hulle gaan my geesel, hulle gaan my doodmaak, maar op die 3de dag sal ek opstaan. So, wat jy hier sien, letterlik hier voor jou oë uitspeel, is nie toevallige gebeure nie. Jesus het dit vooruit gesê. Hy het dit in die dae en weke en maande voor dit gebeur het hy reeds geprofeteer, dit is wat die heidene aan hom sal doen, wanneer die volk Israel hom oorlewer in die hande van die heidene. So jy kan ook sien, dat die manne wat hom gevangene geneem het hom bespot en geslaan, so die soldate, en hulle het hom geblinddoek, hulle het hom in sy gesig gespoeg, in die aangesig geslaan, geprofeteer, en baie ander dinge het hulle lasterlik teen hom gespreek. So hy was onderworpe aan allerhande bespottinge en minagtinge en verwerpinge. Hier's die probleem. Die probleem dat die Joodse raad het, hulle het hom in die nag gevangene geneem, want Judas het die ideale geleentheid gesien om Jesus te verkoop vir 30 silwerstukke. Maar die probleem is dit in die nag gebeur en nie in die dag nie. So hulle het nou daarmee 'n probleem. Want volgens hulle standaard praktyk, die hoogste raad, die Sanhedrin, hulle kom nie by mekaar in die middel van die nag om die doodstraf aan iemand uit te spreek in die middel van die aand nie. Hulle kan nie dit doen nie. Dan gaan hulle teen hulle eie orde. So, hulle sal moet wag. Daarom sal jy lees, die Bybel sê, vers 66, en toe dit dag word. Vroeg, die volgende oggend, met dagbreek, die oomblik toe die lig begin om te skyn en die son begin uitkom, so vroeg as wat hulle kan, staan daar, het die Sanhedrin, die owerpriesters en die skrifgeleerdes, het almal saam vergader. So hulle kon nie dit in die nag doen nie, hulle moes dit in die dag doen. Maar wat in daardie aand gebeur het, is verskriklik dat hulle iemand aangerand het, dat hulle iemand skade aangedoen het, sonder dat hy verhoor is. Dit was die eerste groot probleem. Die vraag waarvoor die Sanhedrin byeengekom het,
is die Christus werklik die Messias? Want jy sien, hier kom eers 'n godsdienstige verhoor. Dan gaan daar 'n siviele verhoor kom. So, vandag wil ek met jou praat oor Jesus se godsdienstige verhoor. Die volgende keer wat ons hierna gaan kyk, is daar 'n siviele verhoor. Daar was 2 verhore van Jesus, as jy dit nie verstaan nie. Die een was deur godsdienstige leiers. Die tweede verhoor was deur die goewerneur Pontius Pilatus en die wat saam met hom was. So hier is die eerste deel van die verhoor. Hy staan voor die Sanhedrin. Die vorige aand was net 'n klomp beskuldigings, daar was vrae gevra en 'n klomp beskuldigings, maar hulle het so aangegaan tot die oggend toe. Maar nou verskyn Jesus voor die Joodse raad en hy gaan staan voor die hoofpriester. Nou is hy nie by Ananias, die skoonvader van die hoofpriester vroeër die aand, daar waar die vuur was by die paleis, en dit is nou iets van die verlede. Hierdie is 'n nuwe dag. En om Jesus aan die kruis te kry vandag, op hulle dag, hierdie nuwe dag, moet daar 2 goed gebeur vir hulle. 1, hulle moet 'n godsdienstige verhoor hê onmiddellik so gou soos hulle kan, sodat hulle hom kan skuldig verklaar tot die dood. Hulle moet hom bewys hy verdien die dood. So die raad moet byeenkom en hulle moet 'n skuldigbevinding maak, nie net gevangenisstraf nie, die dood van die kruis. Dis die eerste besluit. Die tweede ding wat moet gebeur, dit moet baie vinnig gebeur. Hulle moet hom baie vroeg by Pontius Pilatus kry, want hulle weet daar gaan vandag mense gekruisig word wat gaan hang aan 'n kruis. So, hulle weet as die son vanaand sak, dan is daar 'n groot Sabbat wat voorlê. So wat hulle wil doen is, hulle wil voor die Sabbat aanbreek, moet hulle Jesus veroordeel kry, eers godsdienstig, dan siviel, hom aan die kruis kry, hierdie man moet sterf, ons sal met die weg uitruim. Dis die strategie. So hier is die beplanning. Die beplanning is, ons as 'n Joodse raad, ons kan hom nie in die middel van die nag ter dood veroordeel nie. Môreoggend baie vroeg as die dag breek, kom ons byeen. En dis wat jy nou hier sien. Jy sien in vers 66. En toe dit dag word, het die oudstes van die volk, die owerpriesters, skrifgeleerdes, vergader en hom voor die raad, Sanhedrin, gebring. Nou volg daar 'n godsdienstige verhoor. En hulle het gesê, as u die Christus is, sê vir ons. Die vraag is u die Messias? Daar's geweldige komplikasies as jy sê ja vir hulle. Ons sal op oomblik daar wees. Antwoord ons, is u die Messias, die Christus? En hy antwoord hulle, nou Jesus se antwoord raak baie interessant. Waar Jesus gewoonlik hierdie gesprekke vermy het. Hy het dit altyd vermy. Hy het selfs vir sy disippels gesê, julle moenie bekend maak dat ek die Messias is, die Christus, die seun van God, want dan gaan die volk my wil ombring. Ek kan nie op 'n ander manier sterf. Ek kan nie in Galilea sterf. Ek kan ook nie buite Jerusalem sterf. Ek kan nie daar in die woestyn van Judea sterf of daar by die Jordaanrivier of in Jerigo nie. 'n profeet moet in Jerusalem omkom. Hulle was in Jerusalem gestenig of in Jerusalem is hulle doodgemaak. So dit moet in Jerusalem gebeur. En nou weet Jesus vandag is sy kruisigingsdag. En nou doen hy iets. Hy trek al die stops uit. Hy sê, nou praat hy prontuit. Hulle sê of hy die Christus is. Hy sê, as ek vir u sê, sal jy my tog nie glo nie. As ek sê ja, gaan jy mos in elk geval my nie glo nie. En as ek vra, sal u my tog nie antwoord of loslaat nie. Jy gaan my nie 'n positiewe antwoord gee en sê ek stem saam nie. En jy gaan nie my loslaat en sê, o, jy sê Messias, ha, kom ons haal die boeie af, laat hom gaan, hierdie man is kranksinnig, hy is van die duiwel beseet, hulle het ons in elk geval dit al van Jesus gesê, hoeveel keer? En nou trek Jesus die stops uit, hy sê, van nou af, sal julle die seun van die mens sien aan die regterhand van die krag van God. Dis 'n geweldige uitspraak. Ons moet net by dit kom. Want die oomblik toe hy dit sê, julle sal hom sien aan die regterhand van God. Hulle weet, uit Psalms uit, ons sal nou sien, dat dit is 'n posisie gereserveer vir die Christus, vir die Messias. So nou praat Jesus al klaar in daai rigting. Dus kom hulle sê, o, sê hulle almal,
is u dan die seun van God? Want hulle weet daai posisie gereserveer vir die Messias. So, u sê dat u is die seun van God, want hulle wil hê hy moet dit sê. Want as Jesus sê ja, dan kan hulle oor hom 'n doodstraf uitspreek. Maar hy moet dit sê. Nou mense sê goed en dan kan hulle dit nou nie bewys nie, maar hulle wil hê hy moet homself inkrimineer. Hy moet homself weggee. So hier's 'n ondervraging aan die gang met die doel om hom te kry tot hy sê ja. Die oomblik as hy sê ja, dan kan hulle optree volgens hulle eie wette, want onthou, hulle het wette. En hulle wette wat hulle het, in Levitikus sê, dat as iemand God laster, in Levitikus hoofstuk 24 vers 16, as iemand God laster, is hy die doodstraf skuldig. So, as hulle hom kan kry, om te sê dat hy is die seun van God, hy is die Messias, dan laster hy, dan maak hy homself God. Dan sit laster teen God, en ons volgens die wet, mag ons hom doodmaak. Want die wet sê, as iemand laster teen God, kan hy doodgemaak word. So hulle staan op daai wet, hulle wag om daai wet toe te pas op Jesus, maar hulle soek by hom 'n antwoord. Sê dit vir ons. So die Sanhedrin se vraag is, as u die Christus is, antwoord ons net. Sê net vir ons. En ek bedoel, daai selfstandige naamwoord Christus, wat 'n titel van Jesus is, die Messias, word 25 keer gebruik, net in die evangelie van Lukas. Wat aangrypend is, op daai vraag, as u die Christus is, sê dit vir ons, sal jy glo, hier in Markus, hoofstuk 14, gebeur die volgende. Markus sê, dat dit so gebeur. Hy het nou sy tyd op dit, hoe dit gebeur het. Hy sê daar, in vers 61, hy sê, antwoord hy niks nie, hoor wat getuig die manne, toe al kom valse getuies kom, en Jesus bly doodstil, en toe kom hulle op hierdie punt, hulle sê vir hom, hy het stil gebly, hy het nie antwoord gegee, dis nou die getuienis van mense teen hom, hy sê niks, hy ontken niks nie, en nou kom die hoofpriester, daar staan, weer, stel die hoofpriester om die vraag, ek soek 'n antwoord, hy kyk na Christus, met almal om hom, en hy voel hy's nou in 'n baie sterk posisie, maar hy soek 'n belydenis in sy mond uit, en hy staan, en die hoofpriester sê vir hom, is u die Christus, die seun van die geseënde God? Antwoord my, hy soek 'n antwoord. Sê ja of sê nee, antwoord ons net op hierdie vraag. En Jesus sê, vers 62, ek is. Ek is. Ek bedoel, dis al wat hy nodig gehad het, 2 woordjies. Hy moes net gesê het ek is. Skeer sy klere stikkend. Hy sê, ons het die getuies nodig nie. Ons het die mense nodig om vir ons te kom getuig. Julle het dit self gehoor uit sy eie mond uit. Dis laster. Hy sê hy is God. Hy is die seun van God. Hy maak homself God. Hy is die Christus, hy is die Messias. En hy skeer sy klere. Hy sê, vers 63 sê in Lukas 14, hy skeer sy klere. Wat? Het ons nog getuienis nodig? Julle het sy godslastering gehoor. Hy het gelaster. Het julle dit gehoor? Het julle dit almal gehoor? Hy het gesê, ek is. Het julle gehoor hy sê ek is? En hulle almal bevestig dit. Hy sê, wat dink julle? Wat dink julle, vra die hoofpriester van almal om hom? En hulle sê, hy is die doodskuldig. Hulle almal het hom veroordeel dat hy die doodskuldig is. En sommige begin op hom spoeg en sy gesig te slaan. Hulle sê, profeteer vir ons, en met stokke begin hulle hom slaan. Toe rantel hom verskriklik aan. Net daar. Rantel hom aan. Nou, ek en jy weet, Jesus het nie omgegee om daai dag te sê nie, voorheen sou hy hom weerhou het, want dit sou die kruis verhinder het. Dit moes 'n kruis wees. Dit moes die woord van God tot die letter toe vervul. En soos wat hy daar sê in ons teksgedeelte Lukas 22, u sê dit, toe hy vra, toe sê hy ook vir hom, maar u het dit gesê. So hier's my vraag. Hoe sien ons Jesus in die Nuwe Testament vertoon word? Wanneer ek en jy begin van Matteus 1 af, lees ons, hy is die seun van Dawid. Ons lees in Matteus 1, jy moet hom Jesus noem.
Hy gaan sy volk van hulle sondes verlos. Jy lees in Markus 10, hy is die seun van Dawid. Jy lees in Matteus 27, op sy kruis plaas hulle Jesus, die koning van die Jode. In Lukas 23 lees ons, Here, as u in u koninkryk kom, al hierdie verklarings word oor hom gemaak, en wanneer hy kom in Handelinge, dan lees ons in Handelinge hoofstuk 2, vers 32, Jesus het God opgewek, waarvan ons almal getuies is, nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is, en die Here het gespreek tot my, Here, sit aan my regterhand, laat die hele huis van Israel dit weet, die Here het hom Here gemaak. En hoofstuk 4 vers 12 sê, daar is net een naam waardeur ons gered kan word, en dit is die naam van Jesus. So die feit dat hy erken dat hy die Christus is, sê Filippense 2 ook, in sy naam sal almal buig in die hemel, op die aarde en onder die aarde. So die Nuwe Testament weet wie Jesus is. Hierdie mense wat voor hom staan is so blind, hulle is so vol in hulle eie sonde, hulle het al die wonderwerke gesien, alles wat Christus gedoen het, wat die Bybel sê wat hy alles sal doen. Hulle eie Messias, wanneer hy kom, Jesaja 35 en baie ander plekke, vertel wat hy gaan doen wanneer hy kom. So, hulle weet al hierdie dinge, maar hulle is blind. Satan het hulle oë so verblind. En nou kom Jesus, en hy slaan die spyker nog een hout dieper in hulle harte in, van wie hy is, toe hy hierdie verklaring maak. En hulle wil hom toe nou veroordeel, omdat hy sê ek is, hy sê dat ek is. Toe antwoord hy en hy sê vir hulle hierdie woorde, julle gaan my nie loslaat nie, en kom maar ek iets anders te vir julle sê. En nou gaan Jesus oor na die tweede deel toe. Want die eerste antwoord Jesus gegee het is, ja, ek is die Messias, ek is die Christus. Die tweede deel van Jesus se antwoord is, en ek is die seun van die mens. Nou, dit moet jy nou weet. Toe hy sê, vers 69, van nou af sal die seun van die mens aan die regterhand van die krag van God kom. Hulle sê, dan is hy die seun van God. Want hulle het verstaan, uit Psalm 110 vers 1, en dit ken hulle baie goed, want dit is hulle messiaanse psalm, daar staan, die Here, Jahweh, het tot my Here, Adonai, gespreek, en gesê, sit aan my regterhand, totdat ek die vyande gemaak het 'n voetbank van die voete. So, hulle weet, dat wat die profesie betref, dat die een wat aan die regterhand van God sal sit, is die Christus. En hulle weet uit Lukas, hoofstuk 7, vers 13 en vers 14, dat Daniel het gesê, met naggesigte sien hy die wolke van die hemel, een soos die seun van 'n mens, hulle bring hom tot by die oue van dae, nader gebring voor hom, en aan hom is gegee, die seun van die mens, heerskappy, eer, koningskap en 'n ewige koninkryk. So daar word gesê, die seun van die mens kry eer, gesag, autoriteit, die regterhand van God. So die oomblik toe Jesus weet, die koel is nou deur die kerk, toe haal hy al die stops uit en hy sê vir hulle, en as julle dit nou nie weet nie, ek is die seun van die mens. So hulle besef is, hy gee vir homself ook die messiaanse titel. So nou het hy die plek van gesag, en hy sê, ek gaan aan die regterhand van God sit, en julle sal my weer sien kom eendag, ek kom met die wolke van die hemel, ek gaan na God se regterhand toe. Die plek van God se regterhand is net gereserveer vir die Messias alleen. Niemand in die skepping, geen engel, geen mens, het die reg om te sit aan Vader God Jahweh se regterhand, behalwe sy seun die Christus. Dis die enigste een. Daai plek is geusurpeer, dit is gereserveer, dit word bewaar net vir God se eie seun Jesus Christus. Daarom sê hy, en julle sal my sien kom van die regterhand van God. Selfs toe hulle Stefanus stenig, die eerste martelaar, toe sê hy, toe gaan staan Jesus, hy sê, ek sien die seun staan aan die regterhand van God. So Jesus het uit respek vir sy eerste martelaar van sy kerk, het Jesus van sy troonstoel langs die regterhand van die Vader, het hy in die hemel opgestaan, en hy staan en kyk vir Stefanus, terwyl hulle hom stenig, en hy sê, ek sien die seun, ek sien hom staan, die seun van die mens, aan die regterhand van God, en hy sê, Here, ontvang my gees, en met daai woord het hy ontslap, terwyl hy ook uitroep, en vergeef hulle weet nie wat hulle doen nie. Niemand is so blind, as wanneer jy blind wil wees nie. So hier kan ons in Jesus se verklaring sien, voor die Joodse raad, in sy godsdienstige verhoor, verklaar hy, toe hulle vir hom sê, is hy die Christus, is hy die seun van die geseënde God, is hy die seun van God, hy het gesê, ek is. En ek is die seun van die mens. Daai een wat julle van weet, van Psalm 110, en wat julle van lees in Daniel 7, dit is ek.
Dit is die een. So, nou sê godsdienstige verhoor is nou verby. As niks verder om te doen nie. Ek bedoel, hy skeer sy klere stukkend, dis lasterlik, slaan hom, rand hom aan, verinneweer hom, spoeg op hom, spieg, bedryf die spot met hom, en laat hulle hom wegvat na die gouverneur toe, Pontius Pilatus. Wat ek aflei van hierdie gebeure, wat ek duidelik tussen die lyne lees, dit staan nie in soveel woorde daar nie, maar kom ek jou sê, as jy nou keurig Lukas 22 vers 63-41 deurlees, dan besef jy wat eintlik hier gesê is. Waarop dit neerkom is die volgende, wat Jesus prompt uit, daai oggend van sy kruisiging, onthou 9 uur, as hy al kruis toe, né? Onthou, van toe die dag rooi dag uitkom, toe sleep hulle hom al Sanhedrin toe, né? Want toe, hier net tussen 6 en 9, moes al hierdie dinge gebeur het. Hulle moet hom eers kry voor die Sanhedrin, dan moet hom kry by Pontius Pilatus, Pilatus moet nog stuur na Herodes toe, Herodes moet hom nog terugstuur Pilatus toe, hy moet nou gekruisig gaan word, en daai kruisiging, hy's gekruisig aan die kruis, 9 uur die môre. So tussen 6 uur en 9 uur, in daai 3 ure, het al hierdie verskriklike dinge, wat ons nou gaan sien in die weke, in die 2-3 weke wat kom, wat volg, kan ons sien dat alles met Christus gebeur. In 'n tydperk van binne 3 ure, moes alles afgespeel het. Want hy moet hang aan die kruis van 9 uur tot 3 uur die middag toe, vir 6 ure, gaan hy aan die kruis hang. Wat ek aflei, tussen al hierdie woorde, weet wat kom het eintlik op neer? Dis asof Jesus sê, as julle my wil doodmaak, gaan julle my doodmaak vir wie ek is. Ek is die seun van God. As julle my tot die dood toe wil veroordeel, doen dit. Maar dit verander niks. Ek is die seun van God. Wat is hy vir jou? Jesus, die Christus, die seun van God. Wie is hy vir jou? Jou saligmaker? Jou Here? Is hy die een waarvan Handelinge 4 vers 12 sê, die saligheid is in niemand anders. En daar's net een naam waardeur 'n mens gered kan word. En dis die naam van Jesus. Is jy blind? Hoeveel keer moet jy die woord hoor? Vriende, ek het oor die 5000 e-posse wat ek nie geantwoord het. Van mense wat my gevra het. Bybelvrae vra. Shalyn, voor sy met vakansie, sê sy vir my, Raymond, daar's meer as 5000. Jy antwoord soveel, as dit 5 platforms sit, is net meer. Ek wil vir julle iets vertel. Maar tussen die duisende vrae wat mense het, van oor die hele wêreld, kry ek getuienisse. Ek het honderde getuienisse al gelees, oor ons dienste hier, die video's wat uitgaan. En is aangrypend. Ek wil nie name noem, ek wil nie plekke noem, en ek moet versigtig wees, want daai mense kyk ook nou na my terwyl ek praat. Maar ek het onlangs, die afgelope 2 weke, 'n getuienis gehoor, wat my so diep gegryp het. En ek glo die broers sal my nie kwaadlik neem dat ek dit vertel nie. Hulle is soort van die platteland. En hy sê, ek kyk na al jou video's, vrou kyk nie. Sy is 'n alkoholist, my vrou. Sy sê, maar sy sien hoe kyk ek aand na aand. En op 'n aand toe sê sy vir my man,
kan ek maar saam met jou na Raymond kyk? En hy sê, ja natuurlik, ek vra jou altyd. Hy sê, sy kyk. En sy sê, kan ons nog een opsit? Sy kyk. Kan ons nog een kyk? Kyk. Hy sê, en toe sy het so paar kyk, sê sy vir hom, ek luister na hom. Ek dink nie, ek is gered nie. Nie soos hy praat, ek is nie gered. Hy sê die volgende week, toe kom jou video op. En op jou video maak jy 'n uitnodiging, wie wil jou hart vir Jesus gee? En ek sê, daar, luister. Hy sê, en in jou video maak jy uitnodiging, dit alles vervul, jou hele uitnodiging, wat mense hulle hart vir die Here gee. En hy sê, daar is jou kans, hy sê, sy staan op, en net daar, bid sy saam en gee haar hart vir die Here, in die huis. Die bottel is gelos. Dis meer as 6 weke gelede wat dit in sy familie gebeur het. Toe hy vir my dit 2 weke gelede het laat kry. Hy sê, die drank is uit my huis uit. Hy sê, my vrou is totaal verlos van drank. Sy was 'n alkoholist. Sy is nie. Prys die Here. Hy sê, dit het my so aangegryp, my vrou se bekering, ek wat af en toe 'n doppie drink, hy sê, ek het ook weggegooi. Hy sê, ek doppie nie eens meer. Hy sê, drank is nou nie meer my huis nie. Hy sê, en elke aand 7:30, dan sê sy, Lovie, tap hy badwater en ek wil gou bad, want 8:00 gaan jy Raymond opsit. Hy sê, 8:00 die aand kyk ons na julle. Hoekom vertel ek dit vir jou? Ek kan jou baie sulke stories vertel. Baie. Honderde. Ek wil net sê, party mense is blind. Hulle sal blind wees tot die graf. Want hulle wil blind wees. Maar as jy jou hart net wil oopmaak vir hierdie Jesus, hierdie mense het klaar besluit, hy moet dood. Het hom na die kruis verdoem, by die godsdienstige verhoor. Wat maak jy met Jesus? Ek sluit met wat Johannes sê, hoekom hy sy evangelie geskryf het. Hy sê, hierdie evangelie wat ek geskryf het, in Johannes 20, sê hy was vir hierdie rede. Ek sluit hiermee met vers 30-31. Hy sê, nog baie ander tekens het Jesus voor sy disippels wat in die boek beskryf is, maar hierdie is beskrywe dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat deur julle te glo in hom die lewe kan hê. As jy glo in Jesus, kan jy ewig lewe hê. Vader, kom ons bid saam. Vader, baie dankie. Dankie vir die lieflike woord. Dankie vir die goddelike woord. Here, hoe geseënd is die woord van die Here vanmôre. O Rabashita Bahendia. Here, ek dank U vir Jesus. Here, en U het geweet dat hulle U veroordeel. U het geweet hulle gaan U tot die kruis veroordeel, omdat U sê, ek is die Messias, en ek is die Seun van die mens. U het geweet dit gaan U dood kos, maar dit was alles in die bepaalde raad van God, sodat U, die Seun van God, vir ons aan 'n ou ruwe kruis die lewe kon gee. Here, dit breek ons hart wanneer ons lees hoe slaan hulle U. Dit breek ons hart wanneer ons hoor hulle het in die gesig gespoeg. Die grootste vorm van vernedering. Dit breek ons hart as ons hoor hulle het U geblinddoek en U met stokke geslaan en met vuiste geslaan in U pragtige gelaat, in U gesig met U liefdevolle oë. Dit breek ons, Here, hier binnekant. As ons besef wat U vir ons deurgemaak het. Hoe U gegeesel was, bespot was. Hoe U hulle gelei het. Hoe hulle vir U op die Via Dolorosa geneem het. Tot op Golgotha se heuwel. En daar verder gelag en bespot. Dierbare Here, wat kan ons sê vanmôre? Wat het ons om te sê? Al wat ons kan sê is, U het eendag gesê,
terwyl julle die lig het, glo in die lig. Here, ons glo in die lig. Ons glo in Jesus. Vader, ons glo in u seun. Dankie Jesus, dat u vandag nog mense red. Dankie dat u mense verlos van aaklige gewoontes. U kan mense van drank verlos. U kan mense van dwelms verlos. U kan mense verlos van sondes. U kan mense red. U kan mense die ewige lewe gee. Dankie Here. Dankie Jesus. Vader, ons glo. U woord sê, dis die ewige lewe dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy seun. Hy wat die seun het, die lewe, wie die seun van God nie het nie die lewe nie. Ons glo Here. Ons glo Here Jesus. U het die ewige lewe. Dankie Here. As jy vanmôre hier sit, en jy sê, Jesus, ek wil U aanneem as my saligmaker en my verlosser, dan wil ek vanmôre vir jou sê, vandag is jou dag. Jy kan net daar waar jy sit, kan jou hart oopmaak, net daar, en sê, Jesus, ek maak my hart vir U oop. Jy hoef nie eens op te staan, daar staan nêrens in die Bybel, jy moet voor in 'n kerk kom staan, dat jy moet dit doen nie, soms doen ons dit. Daar staan nêrens, jy moet opstaan in jou sitplek, soms doen ons dit. Dit sê dat ons dit moet doen nie, soms doen ons dit. Maar net daar waar jy is, kan jy sê, Jesus, ek bely dat U die Messias, die Seun van God is, die Seun van die mens, en dat U vir my aan die kruis gesterf het. Vergewe my sonde. Vergewe my Here. Jesus, kom in my hart, kom in my lewe. Verander my, maak my U kind. Dankie Vader. Vergewe my sondes. As jy met berou na hom toe kom, sal hy dit doen. Dankie Here vir die geleentheid vanmôre, dat ons kon sien, die wat blind wil wees, sal in hulle blindheid sterwe, maar die wat wil sien, die woord sê ons kan gered word. Dankie Vader vir Jesus. Al die kinders van die Here sê, Amen.